Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se Kersfeesdiens. Dit is heerlik dat ons op hierdie Kersdag kan inskakel by 'n aanlyn diens en dat jy kan betrokke wees daarbey. Ek gaan vir julle 'n teks gee vir die aanbiddingstyd. Die woord van die Here sê sy sal 'n seun aan 'n seun geboorte gee. En jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Dis hoekom Jesus gebore is. Hy's hier om ons te red. Hy's gebore om ons te verlos van ons verderf. En ja, ons celebrate hom vandag. En ek wil jou uitnooi om saam met ons in hierdie aanbiddingstyd in te gaan. So ja, geniet hierdie aanbiddingstyd saam met ons. Kom ons sing heerlik saam. Herders op die ope velde, het die nag die engle koor, met die blye evangelie uit die hemel aangehoor. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Met hul harte vol van vreugde, praat hul van die Jesuskind, herder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God in die hoogste hemele. Die Heiland is gebore in stille Bethlehem, by blye engelsange voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad, dat
Goeiedag en baie welkom by hierdie spesiale Kersdagdiens. Vandag vier ons die geboorte van Jesus Christus, ons Here, ons Koning. En dit is vir my vandag 'n voorreg om saam met jou te kan kuier, daar in jou sitkamer, daar waar jy nou op vakansie miskien iewers is. So lekker om vandag met jou te wees en dankie dat jy saam kyk. Nou ek wil vandag met jou gesels oor Kersfees en wat dit so spesiaal maak. En ek dink vir baie mense is die Kersseisoen iets van koop geskenke, kuier by familie, en al die goeders, en daar's niks fout daarmee nie. Maar ek dink baie mense mis die rede vir hierdie seisoen. Mis dit waaroor dit eintlik gaan. Ek was die laaste 2 weke so 'n bietjie in die winkels gewees en ek kon sien daar's mense wat baie opgewonde is oor Kersfees en oor die geskenke en oor al die goeders en dalk mis waaroor dit eintlik gaan. En daarom, ek dink dit vir my en jou as Christen, volgeling van Jesus, so belangrik om die regte perspektief te hê as dit kom by Kersfees. En ek wil vandag met jou praat oor 3 woorde wat Kersfees vir my so mooi kom verduidelik, opsom, iets vir ons vertel en verduidelik van Kersfees. 3 woorde wat ek vandag by jou wil los. Die eerste een is Kersfees is 'n realiteit. Ons gaan 'n bietjie kyk daarna, die woordjie realiteit, dis 'n realiteit. En dan daar's 'n sekere rede hoekom ons Kersfees vier. Dis 'n realiteit, daar is 'n rede en Kersfees het 'n groot resultaat. So ons gaan vandag kyk na die realiteit van Kersfees, die rede, die resultaat, die groot resultaat wat daar is. Nou as ons kyk na die realiteit van Kersfees, ek wil begin deur hierdie illustrasie te gebruik. Ek weet nie van jou nie, maar ek is baie grillerig as dit kom by muise. Ek hou niks van 'n muis nie. Is daar 'n muis in ons huis is of miskien hier by die kantoor, dit het nou so 1 of 2 keer al gebeur. Ek hou niks daarvan nie. Ek is die laaste persoon na wie toe jy moet gaan om te sê, kan ons van hierdie muis ontslaa raak? Ek gaan nie help nie, okay? Hou niks daarvan nie. Maar sê nou net jy het 'n muis in jou huis en jy wil van daardie muis ontslaa raak en jy stap na daardie muis toe en jy gaan buik by die muis en jy kyk vir die muis en jy sê vir hom, weet jy wat? Ek is nie 'n muismoordenaar nie. Ek is 'n goeie ouetjie. Okay, ek gaan nie jou doodmaak nie. Ek is nie 'n ou wat muise wil vermoor en al die goeters nie. Ek's eintlik 'n baie gawe ou. So sal jy asseblief net uit my huis uit weggaan. Ek gaan jou niks doen nie. Daai muis gaan nie 'n woord glo wat jy vir hom sê nie. Al wat daai muis gaan sien is hierdie reus wat hier oor hom buik met hierdie groot wit tande en hierdie groot oë wat hom wil doodmaak. Jy sien, die enigste manier hoe jy jou intensie kan oordra aan daardie muis is om self 'n muis te word en saam met hom in die asdrom te klim en vir hom te sê, weet jy wat, hierdie groot reus hier buite, hy's eintlik 'n baie gawe ou, hy's eintlik 'n baie vriendelike en 'n liefdevolle ou, hy gaan jou nie seermaak nie. Dis al hoe jy daardie muis kan verduidelik wat jou intensie is. Jy sien, God het altyd na die mens gekom. God het altyd met die mens gepraat. Hy was nog altyd lief vir die mens en hy het nog altyd net die beste vir die mens in stoor gehad. Die probleem egter was dat die mens kon nooit verstaan wat God bedoel het nie. God is so groot, God so geweldig, God is so almagtig en so sterk dat die enigste keer wanneer die mens met God te doen gehad het, was in die Ou Testament sien jy hoe die mens met God te doen gehad het, was die enigste emosie wat hy beleef het, die emosie van vrees. Ons sien dit in die Ou Testament, wanneer God met die mens interaksie gehad het, sou mense voor God neergeval het en vrees sou hulle beet gepak het, want dis net hoe groot en geweldig God is. En die mens kon nooit regtig verstaan het wie God is en wat God se bedoelinge was nie. Maar dan stuur God sy seun, Jesus Christus. En Jesus moes letterlik die vorm aanneem van die muis. Hy moes na hierdie vuil wêreld kom en in hierdie vuil besoedelde wêreld inklim in die asdrom saam met ons en vir
die meise kom sê, God is liefde. God het 'n plan. God's lief vir julle. Hy moes een van ons word. En dan sien ons dat in Jesus Christus se lewe kom wys hy vir ons hoe liefdevol God is. Hy kom en hy verduidelik dit in sulke verstaanbare terme. Kom verduidelik hy vir ons hoe God lyk, wie God is, hoe God ons liefhet. En hy staan met sy voete op die aarde. En hy kom verduidelik vir die mens God se intensies. Dit is wat Jesaja in Jesaja 7 vers 14 geprofeteer het. Kom ons lees dit saam. Nou goed dan, die Here sal dan self 'n teken kies. Die jong vrou sal verwagtend raak. Sy sal geboorte skenk aan 'n seun en hom Immanuel noem. Immanuel, God met ons. Dis wat sou gebeur later. Jesus se koms na hierdie aarde. God word mens. God is met ons. Jesus kom wys ons wie is God. Filippense 2 vers 6 tot 8 verduidelik dit so. Alhoewel hy self God was, het hy nie vasgeklou aan wat hom toekom nie, maar hy het dit prysgegee. Hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het, het hy homself nog verder verneder tot die dood toe. Gehoorsaam te wees, ja, tot die kruisdood toe. Die realiteit van Kersfees is dat God het mens geword. God is verhewe. God is almagtig. Dis wat Filippense 2 vir ons sê. God's geweldig, God's heilig. Hy's onverklaarbaar. God is die transcendente God. Hy is verhewe, maar God is ook die immanente God. Hy's met ons. Hy verstaan jou. Hy ken jou. Hy is by jou. Hy ken jou drome. Hy ken jou vermoëns. Hy ken jou behoeftes. Hy ken jou beter as wat jy jouself ken. En dit is wat Jesus vir ons kom wys het. God is met ons. Die realiteit van Kersfees. Afgesien die realiteit van Kersfees, is daar natuurlik ook 'n rede vir Kersfees. En die rede vir Kersfees is, dit gaan alles oor jou. Jy is die rede vir Kersfees. Kyk wat sê Romeine 8 vers 32. As God werklik waar nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal aan die dood oorgegee het, is daar tog geen manier waarop hy ook alle ander goeie dinge aan ons sal skenk nie. Jy weet, baie keer dink ons aan God wat sy seun stuur na die aarde en hy gee Jesus Christus vir die totale mensdom. Jesus kom vir die ganse mensdom om die sondes en die skuld en die skaamte van die mens op hom te neem. En dit is so. Jesus het gekom vir die totale mensdom, maar hy het ook gekom vir die individu. Hy het ook gekom om die individu te bedien. En ons sien dit in Jesus se lewe oor en oor, hoe hy vir die skare spreek en die broodjies en die vissies, hoe hy vir duisende mense kos gee, hoe hy die skares bedien. Maar dan is daar ook kere waar hy die individu raak sien en die individu bedien en doen wat nodig is. Waar hy die vrou wat siek is raak sien, die man wat blind is aanraak, die een wat nie kan hoor nie aanraak. Dit gaan oor die individu. Dit gaan oor die mens. Die een wat redding nodig het. Die rede vir Kersfees gaan alles oor jou. Jy sien, die realiteit is, God het na jou gekyk. Hy het na jou lewe gekyk. Hy het lank in die toekoms vooruit gekyk en hy het jou gesien en hy het jou potensiaal gesien en hy het jou hart gesien en hy het gesê vir jou my kind, gee ek my seun. Jy is die rede vir Kersfees. Dit gaan alles oor jou. Jy wat so kosbaar is vir God. Jy sien, Kersfees gaan oor Christus en Christus gaan alles oor jou. Jy is die rede. So Kersfees het 'n realiteit, daar's 'n rede en dan is daar natuurlik ook 'n resultaat, 'n groot resultaat.
En ons gaan so 'n bietjie kyk na die resultaat van Kersfees. Jy sien, die resultaat van Kersfees gaan oor dat ek en jy wat ver was, wat verlore was, nou God kan ken. Dis die resultaat. Jesus wat na hierdie aarde kom, wat een van ons word, soos ons word, wat sy lewe neerlê, nou die brug bou tussen God en die mens. Dis die resultaat van Kersfees. Kersfees gaan nie net oor Jesus wat 'n baba, die vorm van 'n baba aangeneem het, uit die Magd Maria gebore is en maar mens geword het nie. Dit gaan verder. Dit gaan ook oor Jesus wat sterf aan die kruis, later en die dood sou oorwin en nou die brug bou tussen ons en God. Kyk wat sê Genesis 3 vers 14. Die eerste belofte wat God maak. Op jou maag sal jy seil en stof sal jy eet solank as wat jy lewe. Van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom noodlottig wond aan die hakskeen. Dis die eerste belofte wat God ooit kom waarmaak het. Of die eerste belofte wat God ooit kom maak het. En hy maak dit waar in die vorm van sy seun. As Jesus kom, dan kom maak Jesus hier die eerste belofte wat gemaak is, kom maak hy waar. Jesus oorwin die vyand. Hy oorwin die dood en hy bou die brug tussen God en ons. In Romeine 5 kom som Paulus hierdie dit so mooi op as hy sê daar in vers 10, want as God ons, terwyl ons nog sy vyande was, deur die dood van sy seun tot sy vriende gemaak het, hoeveel te meer sal hy ons nie nou dat ons sy vriende is, deur hom die lewende Jesus van die oordeel red nie. Jy sien, Christus het na hierdie wêreld gekom en hy die brug kom bou tussen ons en God, sodat ons God nou kan ken, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. So vandag, waarom vier ons Kersfees? Ons vier Kersfees, want daar is 'n groot resultaat gewees. Kyk wat sê Psalm 70 vers 5. Maar mag almal wat u dien vol vreugde en blydskap wees. Mag hulle wat u verlossing liefhet, gedurig sê, die Here is groot. Kersfees kom sê vir ons, die Here is groot. Sy redding is groot. Sy liefde is groot. Kersfees is groot, want ons God is groot. Hy het jou raak gesien. Hy het jou lief gehad. Hy het sy seun gestuur om een van ons te word, sodat ons hom kon ken. So vandag onthou, jy is die rede vir Kersfees. Dit gaan alles oor jou. Die realiteit van Kersfees is, God het jou raak gesien. Maar dit het nie daar gestop nie. Hy het sy seun gestuur. Jy's die rede en die resultaat is groot. Die resultaat is, daar's niks wat my meer skei van God nie. Jesus het die brug kom bou. Jesus is die weg na die Vader. En as ek Jesus ken en ek nooi hom in my lewe in, dan is daar toegang vir my tot die Vader. Kom ons sê vandag vir die Here dankie vir Kersfees. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U ons so lief het. So lief gehad het dat U seun vir ons gestuur het. U seun na hierdie wêreld gestuur het. En dat hy een van ons geword het. Dat hy vir ons kom wys het wie U is. Kom wys het hoe U lief het. Hy het vir ons kom wys dat U 'n liefdevolle Vader. En hy het dit vir ons moontlik gemaak om U te kan ken. Om 'n kind van U te kan word. En Here, dankie vir Kersfees. Dankie dat ons vandag hierdie dag kan vier. Ons kom vier die geboorte van Jesus, maar meer as dit, kom vier ons die resultaat van Kersfees. Kersfees gaan oor my. Kersfees gaan oor Jesus wat vir my gekom het, God wat my raak gesien het.
En die groot resultaat, ek kan God ken. Ek is sy kind. Hy is my Vader. Ons kom vier juis dit vandag, Here. En ons sê vir U dankie vir wat U vir ons gedoen het. En mag ons altyd, as ons Kersfees vier, dit onthou. U het U seun gestuur. Want U het ons so lief gehad. En ons kan U ken. Ek sê vir U dankie daarvoor. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag verder hê, saam met jou familie, waar jy is. Geniet vandag, maar onthou, daar's 'n rede vir hierdie dag. En kom ons wees dankbaar en kom ons sê vir die Here dankie vir Kersfees. Geniet jou dag.